Here, ons het 'n begeerte om U te ken. En dis hoekom ons hier is, en ek vra Here dat U ons harte sal oopmaak vanoggend om U opnuut te ontvang deur die Heilige Gees. Jy is welkom na jou sitplek te neem. Vandag vier ons die kerk se verjaarsdag. Dis Pinkster. En ons het dit goed gedink om vanoggend 'n gebed te doen vir die kerk. So terwyl jy so, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam vir die kerk van die Here Jesus Christus. Liefdevolle Vader, genadige Here Jesus Christus, kragtige Gees van God. Vandag vier ons, Here, die geboorte van U kerk. Here, U maak ons die primêre draers van U goeie nuus. En U vul ons met die krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Here, U kerk is 2000 jaar oud en ons bely ons gebrokenheid en ons foute. Here, vergewe ons vandag vir al die misdade wat ons gedoen het en al die seer wat ons as die kerk veroorsaak het. Maar Here, ons weet U krag het die kerk en deur die kerk 'n baie beter plek gemaak. Here, U gebruik die kerk in die wêreld. Ons is U bruid Jesus. En gemeentes soos ons gemeentes en ander gemeentes reg oor die wêreld, weet ons, was 'n groot seën. Here, ons dink aan hospitale en skole, miljoene wat gebou is in U naam deur die kerk. Here, ons dink aan armes en siekes wat gehelp is deur U krag, deur die kerk. Here, ons dink aan die grootste kunswerke wat nog ooit verskyn het in U naam, deur U krag en deur U kerk. Here, ons dink aan gebroke families wat genees is deur die eeue in U naam, deur die kerk. Ons dink aan rekonsiliasie wat gebeur het na konflik, wat die kerk gebring het in U naam. Here, ons dink aan kulture en stamme wat gered is in U naam. Ons dink aan wetenskaplike deurbrake, Here, in U naam. Soos geen ander organisasie nie, Here, U bruid die kerk. Maar Here, ons weet die belangrikste is die boodskap wat U vir ons gegee het. Wat ons vat met die krag van die Heilige Gees. En dis die verkondiging van die goeie nuus, dat ewige redding en verlossing van sonde beskikbaar is vir die hele mensdom, deur U bloed, die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. Here, en dat daar 'n nuwe lewe beskikbaar is vandag vir ons almal, deur die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood. Here, en daarom wil ons vanoggend as gemeente saam bid vir die kerk. Amper 3 biljoen mense wat vanoggend bymekaar kom in U naam. Here, stort opnuut U Gees op ons uit. Stort opnuut U krag, Here, op ons uit. Gee ons opnuut 'n beweging van U Gees wat deur ons waai, sodat ons die werk van U koninkryk kan doen. Here, ek bid vir elke kerkgebou, elke kathedraal, skoolsaal, vertrek, selfs 'n boom waar mense vandag bymekaar kom, U kerk. Here, gee ons opnuut 'n nuwe ervaring van U Gees. Maak ons vol, Here. Ons bid hier vir ons lokale gemeenskap, Ruimsig en Kreersdorp, die omgewing hier om ons. Ons bid vir ons gemeente en elke ander gemeente in hierdie omgewing wat saam met ons die evangelie verkondig. Maak elke gemeente getrou, Here, ywerig vir U werk, gefokus op die verkondiging van die evangelie van U koninkryk, Jesus. Seën die kerke, Here, die leiers van die kerke in die omgewing,
die lidmate van die gemeentes in ons omgewing. Maak ons wakker, Here, stuur die arbeiders in die oes in. Ons bid en vra vir arbeiders, Here. Ons bely die woorde van U, Here Jesus. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons dra die bruid van Christus, die kerk, op aan U, Here. Ons vra vir U krag en U Gees opnuut, in die naam van Jesus. Amen. Asai, baie welkom as dit vanoggend jou eerste keer hier is. Hoop ek jy geniet die dag en die diens saam met ons. My naam is Herman, ek is een van die leraars hier, en as jy jou eerste keer is wat jy vandag saam met ons kuier, is jy welkom om na afloop van die diens net na vorentoe te kom. Ek sal jou graag wil ontmoet en ek sal vir jou 'n koffie voucher gee, dat jy vanoggend gratis 'n cappuccino kan geniet. Dis een van die dae is golfdag en ons het vanoggend 'n loting gedoen vir die persoon wat die gratis vuurbal wen. So jy hoef nie te betaal nie, jy kan verniet kom golf speel. Die persoon se naam is Albert van den Berg. So as jy hier is, praat met Helgard na die tyd, en as jy nie hier is nie, dan gaan Helgard jou in elk geval kondig en vir jou sê dat jy die wenner is van die gratis vuurbal. So ons golfdag is ten bate van ons Ruimsig Hope Foundation, en dit vind plaas die 11de Junie by die Ruimsig Country Club. Jy kan vir jou nog steeds 'n vuurbal bespreek, jy kan 'n gaatjie borg as jy 'n besigheid het, en as jy nie golf speel nie, kan jy ook pryse borg. Gaan asseblief na ons Ruimsig Hope Foundation stalletjie toe na afloop van die diens en kry meer inligting daarso. Dan ons is ook opgewonde, die vrouebediening het 'n vroue geleentheid wat plaasvind die 4de Julie. So hou gerus julle dagboeke oop vir dit. Ons sal meer inligting binnekort meer daaroor gee. Die 4de Julie. Ek dink dit is 'n Saterdag as ek reg onthou. Dan ons het 'n lidmaatskapklas. Verlede week was ons grootste opkoms in die geskiedenis van die gemeente vir 'n normale Sondag. So daar was 511 mense verlede week, en ons het elke week op gemiddeld tussen 8 tot 10 nuwe besoekers wat by ons gemeente aankom. So as jy onlangs deel geraak het van ons gemeente en jy wil meer leer, dan is jy welkom om ons nuwe lidmaatklas by te woon. Dit vind plaas die 28ste Junie, tydens die tweede diens. So as jy deel wil wees van daardie nuwe lidmaateklas, asseblief gaan registreer na afloop van die diens by ons e-desk. Dit is belangrik dat ons die regte getalle kry, sodat ons voorbereiding kan doen vir almal wat kom. So dit is dan die 28ste Junie. Ons sluit vandag af met ons reeks oor Pinkster. En Pinkster is 'n verskriklike belangrike tyd vir die kerk. En Jan het 'n paar weke terug met ons gepraat oor hoe daar 'n verwagting was vir die Heilige Gees. Stefan het verlede week met ons gepraat oor hoe die Heilige Gees vir ons gawes gee en ons elkeen wil gebruik. En ek gaan vandag met ons praat oor die werking van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees gewerk het, spesifiek met die vroeë kerk en hoe hulle geleef het en hoe hulle kerk en gemeente was. Nou die interessante ding is kort na die uitstorting van die Heilige Gees en Jesus wat nou opgevaar het na die hemel, het die vroeë kerk 'n tradisionele gebed gehad. En hierdie was die gebed. Julle kan saam met my kyk na die woorde. Daar was 'n Arameese gebed wat plaasgevind het. En Henk, jy kan gaan na daardie skyfie toe. Ja, dankie. Maranatha, die Arameese woorde wat basies beteken kom Here. Daar's baie kerke vandag, wie se name Maranatha was. Ek weet die AGS het vir jare 'n kampterrein gehad, Maranatha. En dit is 'n gebed van die vroeë kerk gewees. Kom Here, kom na ons toe. En dan was daar die Hebreëse gebed, Veni Ruach HaKodesh, wat basies beteken kom Gees van God. En hierdie was twee van die primêre gebede van die vroeë kerk. Daar was 'n bewustheid dat hulle die heeltyd gevra het dat die Here moet kom en dat die Heilige Gees na hulle toe moet kom. Hulle het met hierdie bewustheid geleef. Kom Here, kom Gees van God. Kom Here, kom Gees van God, maak ons vol.
Nou, die werking van die Heilige Gees word vir ons baie mooi verduidelik in die boek Handelinge. Daar's van die teoloë wat sê dat ons die boek Handelinge eintlik moet lees as die 5de evangelie. Want dit wys vir jou hoe die vroeë kerk ontstaan het en hoe die evangelie versprei is deur die kerk. Nou is baie belangrik om te besef dat die kerk is die primêre instrument wat God gebruik vir die verspreiding van die evangelie. Dis in ons hande. Ons is die hande en die voete van God. So kom ons lees vanoggend saam Handelinge 2 vers 42 tot 47. So wat het hier gebeur? Petrus, het hierdie wonderlike preek gegee, 3000 mense kom tot bekering, en hoe lewe hierdie ouens in die vroeë kerk wat tot bekering kom? En hulle het volhard die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en hulle het alles gemeenskaplik besit. Hierdie stukkie teks maak baie van ons ongemaklik, né? Hulle het alles gemeenskaplik besit. Dit laat jou nogal stres. Kyk wat het hulle gedoen. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel. Is nie goeie nuus vir 'n kapitalis nie, né? Nie goeie nuus vir 'n kapitalis nie. En hulle het dit verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Mense het van hulle gehou en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Is dit nie wonderlik nie, né? Nou, as jy 'n predikant is of jy's 'n pastoor, dan is hierdie waaroor jy droom. As jy lekker diep slaap en jy het nie nagmerries oor mense in die kerk wat nie hulle kant bring nie. Okay. Jy het mooi drome oor hoe die kerk moet funksioneer, dan droom jy oor Handelinge 2 vers 42 tot 47. Ek was al by hoeveel pastoor en dominee konferensies waar iemand ons opsweep met hierdie 5 versies en dan huil ons en ons druk mekaar en ons sê, maar hierdie is waarvoor ons lewens gee, om gemeenskappe te skep wat so leef. As die Heilige Gees in my en in jou harte werk, dan is hierdie die resultaat. Hierdie is die maatstaf. So wat ons moet doen is ons moet Rymse gemeente meet teen hierdie maatstaf. Dit is die werking van die Heilige Gees. Nou wat interessant was, die leier van hierdie gemeenskap was 'n man met die naam van Petrus. Hy het al hierdie goed gelei en dit wat gebeur het. Nou Petrus is 'n moeilike karakter om te verstaan. En ek het vir julle 'n kunswerk gebring. Ek wil julle die eerste een wys, jy kan dit opsit daar, Henk. Dis van Caravaggio in 1601. En dis 'n kunswerk wat in die Vatikaan is. En dis 'n kunswerk van Petrus wat gekruisig word. En hy word onderste bo gekruisig. Want toe hulle hom éventueel vang en hulle veroordeel hom tot kruisiging, toe sê hy, julle moet my onderste bo kruisig, want ek is nie werd om gekruisig te word soos Jesus nie. En hulle kruisig hom onderste bo. Jy kan die volgende een ook vir ons wys. Hierdie is Sebastian Bourdon, hierdie is in die Notre Dame in Parys.
En daar was hierdie bewustheid in die vroeë kerk, dat ons eerste leier, Petrus, het homself onderste bo laat kruisig. En Petrus word die eerste patristiek. Wat is 'n patristiek? Is 'n kerkvader, né? The patristieks in Engels. So Jan het gepraat van Paas Petrus, né? En Paas Petrus, ons almal kan sterk assosieer met dit, né? Ons laat baie keer die Here in die steek, soos Petrus. Maar dan met Pinkster, né, het ons vir Pinkster Petrus, vol van die krag van die Heilige Gees, en hy verkondig die woord, en daar's nie 'n bang haar op sy kop nie. En hier sien ons Petrus die patristiek, die kerkvader. Die Katolieke sê hy was die eerste paus van die kerk, en dis hoekom die Vatikaan het hulle die Sint Petrus Basilika gebou, in ere van Petrus, wat homself onderste bo laat kruisig het. Hierdie wonderlike kerkvader. In hierdie week toe ek my navorsing doen, toe kry ek 'n ander kunswerk van die kruisiging van Petrus, en ek wil graag hê, jy moet dit vir ons opsit hê. En hierdie is 'n kunswerk van Claude Jamay. Nou, sy is 'n Suid-Afrikaner, glo dit of nie. En sy titel hierdie kunswerk van haar, The Crucifixion of Peter. Nou, ek weet nie of jy die metafoor raak sien, wat sy vir ons probeer wys nie. Sy is gebore in Zimbabwe, haar ouers was Franse immigrante in Zimbabwe, in 1953 is sy gebore, en sy het haarself kuns geleer. Sy lewe nou, en sy bly nou in Genoa in Italië. En sy het hierdie kunswerk in 2019 gemaak of geverf, wat ook al 'n mens dit noem. Maar jy kan duidelik sien, sy sien Petrus as 'n doodgewone visserman. Nee, jy sien die simboliek. Petrus was net 'n doodgewone visserman. En hy gaan en hy gee sy totale wese vir die koninkryk van God. En die onderste visie is Petrus wat aan die kruis hang, totaal en al oorgegee en uitgegee vir die koninkryk van God. Al wat daar is net die geraamte van hierdie visie. Tot die oë is uitgeëet. Alles gegee vir die koninkryk van die Here. Nou hier is die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan vanoggend. Die onderste visie is hoe jy wen in die koninkryk van God. Kan ek dit weer sê? Die onderste visie is hoe jy wen in die koninkryk van God. Nie as jy 'n mooi huisie het by Eiserfontein en jy's afgetree en jy tel skulpies op vir jou kleinkinders nie. Dis nie hoe jy wen nie. Jy wen as jy jouself totaal en al oorgee vir die koninkryk van God. Elke druppel wat jy het vir hom. Dis hoe jy wen. Petrus, die eerste kerkvader. Dis hoe hy sterf. Kyk wat sê Jesus vir Petrus in Johannes 21 vers 18. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. As jy jouself oorgee vir Jesus, ek kan jou beloof, jy gaan plekke toe gaan waar jy nie wil wees nie. Ons as die kerk, as ons onsself oorgee aan Jesus, gaan Jesus ons vat na plekke toe waar ons nie wil wees nie. Is belangrik.
Dit is belangrik om dit te verstaan. Ons lewe in 'n tyd waar almal negatief is, né? Ons sien hoe die wêreld agteruitgang. Inteendeel, daar's 'n nuwe term wat almal nou gebruik. As jy kyk na die moderne filosowe, dan praat almal van declinism. Alles is besig om agteruit te gaan. Kyk na die definisie saam met my. Declinism is a psychological belief that a society, an institution, or culture is undergoing an irreversible long-term decline. It is driven by cognitive biases. Jy lewe met 'n vooroordeel in jou kop, such as a rosy retrospection. So ons kyk na die verlede en ons dink, ag, dit is so rooskleurig. Is dit nie? Né? As ek nou na my social media feed kyk, dan sien ek baie video's van hoe great die 80's was. En dit was, ek het groot geword, ek het dit gelove in die 80's, né? Jy ry met jou fiets na die Griekse kafee toe, né? Koop vir jou 'n Coke en 'n paar chappies en daar's geen sorge. So ons het hierdie rosy retrospection van hoe great die lewe was. Negativity bias. Ons is so negatief oor alles vandag. En confirmation bias. Jy soek net, op TikTok kyk jy net na die ouens wat saam met jou saamstem. Dis confirmation bias. En daai algoritme gooi jou in 'n pool saam met almal wat dink soos jy dink. So jy kyk op jou TikTok feed vir 30 sekondes na iets en jy voel die wêreld stem saam met my. Ek's reg. En jy maak lewenstransformerende besluite op daardie 30 sekondes op TikTok. Dis confirmation bias. Which cause people to romanticize the past and view the future with disproportionate pessimism. Die wêreld is vol declinism. Maak nie saak waar jy kyk nie. Tot in Amerika. Make America great again. Nee, hoekom? Want ons is besig om te decline. Dis die boodskap van die wêreld. Alles gaan slegter. As jy objektief na die wêreld kyk, ek beloof jou, ons is baie beter af as 50 en 100 jaar terug. Baie beter. Weet jy hoe weet ek dit? Gaan na 'n tandarts toe 100 jaar terug. Gaan hoe voel dit? Dis nie so great nie. Nou spuit daai tandarts jou mors dood, jy kan vir 3 dae nie praat nie. Net sodat jy nie pyn moet voel nie. 100 jaar terug, 'n bietjie whisky en 'n tang. Dit was die oplossing. Van julle verlang terug na die whisky toe, dis die bekommernis. Kyk wat sê Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Kyk wat sê hy van ons as volgelinge van Jesus. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Okay. Hoekom sê hy dit? Kom ek verduidelik vir julle. Vroeër in 2 Korintiërs 4 praat hy van Jesus wat gesterf het aan 'n kruis, wat opgestaan het uit die dode uit. En hoekom ons as Christene nooit moet opgee nie. Hy sê, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Daar is geen declinism vir my en jou nie, want as ons Jesus volg dag na dag, maak hy ons nuut aan die binnekant. Jy vergaan aan die buitekant. Ek bedoel, 4 jaar terug was van julle baie mooier as wat julle nou is. Aanvaar dit, jy vergaan. Ons is so obsessief met die uiterlike. Het julle al agtergekom? Toe ek groot geword het as 'n kind, kon ek met vrymoedigheid in my ouma se huis rondhardloop. Ek kan onthou, ek het een keer in die kombuis ingehardloop. En sy was op pad van die stoof af na die spenskas toe. En ek het in my ouma vasgehardloop. En my ouma was so rond soos 'n eier. En sy was sag. En sy het my spoed geabsorbeer met haar liggaam. En my net so teruggevat. Hardloop vandag aan 'n ouma vas. Dis 'n gesondheidsrisiko. Want hulle is genip en getak en geyoga en gegym
en geboutaks. Ek het nie daai storie beplan nie. Ek het nou nie aan gedink. Vers 17. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie net op die sigbare dinge let nie, maar ook op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. As ek dood is, maak seker hulle preek hierdie by my begrafnis, vir die van julle wat nog lewe. Dis wat daar gepreek moet word. Ons glo nie in declinism nie. As 'n kind van God sien jy hoe jy elke dag vernuwe, hoe God jou siel nuut maak. Jy belê jou lewe in onsigbare, dis hoekom maar die eerste kerk alles kon weggee. Want hulle lewe nie vir nou nie. Hulle lewe nie vir skulpies op Yserfontein se strand nie. Hulle lewe om die armes te help, om die siekes te help. As ek ekstra het, gee ek vir ander. Ek maak nie net alles bymekaar vir myself nie. Paulus gee nog 'n belangrike waarskuwing vir ons. En hierdie is so onpopulêre teks om te preek, maar 'n mens moet dit doen. Dis verskriklik belangrik. 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 16. Ons is medewerkers van God. Ons moet dit besef. Ons as die kerk is die primêre instrument in God se hande. Die akker van God. Ons is die gebou van God. Is julle. Dis wat Paulus sê. Nou volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester, dis nou Paulus wat praat, die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Nou wat is die fondament? Want niemand kan 'n ander fondament lê as die een wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Ons almal bou op Jesus Christus. Die dag as ek en jy besluit, ek volg Jesus Christus, word hy die fondament in my en jou lewe en ons bou op hom. Vers 12. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur die vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. En as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered sal word. So ons word nie gered deur ons werke nie, maar ons word wel geoordeel op ons werke, op hierdie fondament van Jesus. Maar soos die vuur, deur die vuur heen. En dan sê hy net weer, in vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Sodra die Gees van God in jou woon, dan sien jy nie meer die sigbare nie, jy sien die onsigbare. Jy fokus nie meer op die uiterlike nie, jy fokus op die innerlike, want dit is die goed wat vir ewig hou. Dit is die goed wat vuur nie kan verbrand nie. Dit is die goed waarmee jy bou op die fondament van Jesus Christus. Die ewige, onsigbare. Jesus was ook baie streng hieroor. Dis nie net Paulus nie, weet, baie keer sê mense, hierdie Paulus ou, né, wat 'n lig gesien het en van 'n perd afgeval het, op pad na Damaskus toe, hy's bietjie radikaal. Maar Jesus self het hieroor gepraat. Ek wil eers moet kyk na Matteus 16. En weer eens kan ek net hierdie sê, Matteus 16 is 'n ongelooflike hoofstuk, né? Want Jesus sê in Matteus 16 vir Petrus, Petrus, jy's die rots waarop ek my kerk gaan bou.
Maar dan net 'n paar verse later sê hy vir hom, Satan, staan agter my. En dis ons. Ek kan so vereenselwig, né? 'n Partykeer kan ek voel hoe die Here vir my sê, Herman, well done. Dis hoe dit moet wees. Ander kere kan ek hoor hoe sê die Here vir my, Herman, jy's nou in die pad van wat moet gebeur. Get behind me. Dis ons lewens, né? Ons is nie net 100% gehoorsaam nie. Ons gaan deur hierdie seisoene. Nou praat Jesus met Petrus. En Jesus sê in Matteus 16, ek moet gaan om te sterf. En dan sê Petrus, nee, ons gaan fight. Dit sal nooit gebeur nie. So waarop fokus Petrus? Petrus fokus nou op die uiterlike. Nee, hy fokus op die tydelike. Jesus, jy sal nie doodgaan nie. Niemand gaan aan jou raak nie, ons gaan fight vir jou. So sit daai Matteus 16 hou vir my op daarso Henk. Ek lees vir ons uit die Message uit. Vers 23, but Jesus didn't swerve. Peter, get out of my way, Satan. Get lost. You have no idea of how God works. Then Jesus went to work on his disciples. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me, and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way. It's my way to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? Jesus sê in die Afrikaans, né, jy wen hierdie hele wêreld, maar jy verloor jou siel. What could you ever trade your soul for? Don't be in such a hurry to go into business for yourself. Before you know it, the Son of Man will arrive with all the splendor of his Father, accompanied by an army of angels. You'll get everything you have coming to you, a personal gift. This isn't pie in the sky by and by. Some of you standing here are going to see it take place. See the Son of Man in kingdom glory. As ek teruggaan na daai Handelinge 2 stuk, dan dit maak my hart warm. Maar wat ek agterkom is, die Heilige Gees kan net so deur jou werk, as jy 'n fundamentele besluit neem. Ek gaan fokus op die ewige, nie op die tydelike nie. Ek gaan fokus op die onsigbare, nie die sigbare nie. Petrus wat hier wou beklei dat niks met Jesus moet gebeur nie, sterf aan 'n kruis en hy sê, draai my onderste bo. En dis hoekom daai onderste bo kruis is die kruis van Petrus. Baie mense sê, dis 'n bose teken. Nee, dis 'n wonderlike teken van iemand wat toegelaat het dat die Heilige Gees deur hom werk, sodat hy soos daardie uitgeteerde visie sy hele lewe kan gee vir die koninkryk van God. So hier's wat ek jou vanoggend wil vra, is waar staan jy met die Here vanoggend? Het jy al werklik daardie totale oorgawe gemaak? Want as jy nie het nie, kan die Heilige Gees nie kragtig deur jou werk nie. En as jy daardie besluit geneem het, is jy bereid om die tweede besluit te neem en om te sê, ek gaan ophou lewe vir die tydelike, ek wil begin lewe vir die ewige. Ek gaan ophou lewe vir dit wat sigbaar is en ek gaan begin lewe vir dit wat onsigbaar is, sodat die Heilige Gees sy doel met my lewe kan bereik. Kan jy daardie besluit neem? Die Here het vir ons 'n wonderlike geskenk gegee. Hierdie plek.
Ons het 2 weke terug het ons 'n gradeplegtigheid hier gehou vir Stadio. Daar was elke dag duisende mense hier wat vrae gevra het oor wat's hierdie. Almal praat van the church, die kerk. Julle sien hoe groei ons het laasweek ons grootste opkoms gehad in die geskiedenis van die gemeente vir 'n normale Sondag. Ons tweede diens is besig om mooi te groei. Gaan jy saam met ons opofferings maak en hande vat? Gaan jy jou kant bring? Daar's baie nuwe mense wat hier aankom en ek wil vir julle sê, asseblief, moenie sit in 'n toeskouer wees nie. Dis onregverdig vir mense wat al vir 20 jaar opofferings maak sodat ons vandag hier kon staan. As jy kan gee en jy gee nie finansiëel nie, ek wil jou uitnooi, begin gee dat ons meer kan doen. Maar ek wil ook vra vir jou tyd. Ons is amper in die middel van die jaar en as jy nog nie committed om ons te help nie, help ons. Ek het in hierdie week het ek ons bedieningsleiers gevra, waar het julle hulp nodig? En ons het 'n QR-code geskep. Jy kan daai vir my opsit, denk asseblief. Hierdie is die bedienings wat op hierdie stadium dringend hulp nodig het. Daar's van ons medewerkers wat elke Sondag moet werk en hulle is besig om uit te brand, want nie almal van ons bring ons kant nie. So ek wil graag hê, gaan scan hierdie QR-code, hy's ook daar agter beskikbaar by die e-desk, maar maak seker dat as jy nog nie deel is nie, en jy neem nog nie deel nie, dat jy dit begin doen. Finansiëel ook. Stap hierdie pad saam met ons, sodat ons so naby as moontlik kan kom aan hierdie Handelinge 2 prentjie. Waar ons werklik 'n verskil maak. Is een van my groot drome is dat ons werklik in guns sal wees by die gemeenskap. Ek wil Dani kry op 'n Dinsdag aand 70 tieners hier by mekaar. Kan jy dit glo? Op 'n Dinsdag aand. Daar's 'n werkende jeuggroep wat al 30 groot is, wat elke Woensdag aand by mekaar kom. Ons mannebediening is aan die gang, ons kry die vrouebediening aan die gang. Ons goed wat besig is om te gebeur, en God is besig om 'n pad saam met ons te stap, en ek wil jou vra, om nie 'n toeskouer te wees nie, maar om deel te neem. So vir die volgende 4 weke, het ons 'n nuwe reeks. En jy kan dit vir my opsit daar, en die nuwe reeks se naam is Lewe vir meer. Lewe vir meer. Lewe vir meer is die tydelike. Lewe vir meer is die sigbare. Lewe vir meer as tydelike goud, maar begin lewe vir ewige glorie. Lewe vir meer. Begin jou lewe belê in meer as dit wat jy voor jou sien. Ons gaan 4 temas hê. Jan praat met ons die eerste week oor geloof. As jy 'n volgeling van Jesus is, moet jy leef met geloof. Wat beteken dit? Ek gaan praat die week daarna oor toewyding. Commitment. Ons lewe in 'n tyd waar dit 'n skaars kommoditeit is, maar as jy Handelinge 2 gaan lees, daardie ouens was all in. Die week daarna praat Stefan met ons oor 'n lewe van diens. Die vroeë kerk het hulle self die heeltyd tweede gestel. Ek praat nou reg met iemand wat vir my sê, so moeg om die heeltyd tweede te kom. Ek sê, jy's in great company. Dis presies waar jy moet wees. Die moeilikste posisie om te vul in 'n simfonieorkes is second fiddle. Tweede viool. Niemand wil tweede viool speel nie. Almal wil primêre viool speel. First fiddle. Almal moet my hoor. Jesus sê, dien. En dan gaan Dani met ons praat die 28ste Junie, die laaste Sondag oor opoffering. En hoe lyk opoffering vandag? Dis hoe jy by 'n lewe van meer kom. Jy lewe met geloof, lewe met toewyding, jou lewe dien en jy lewe met opoffering. Dan lewe jy vir meer as die sigbare en die tydelike. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente. Here, dankie dat ons vandag die kerk se verjaarsdag kan vier.
Dankie vir hierdie mooi prentjie van Handelinge 2, wat ons herinner waaroor kerk gaan. Ek wil vra, Here, seën ons en lei ons dat ons by daai plek kan uitkom. Dankie vir elke lidmaat in hierdie gemeente wat gee en opoffer. En Here, wat dit al vir meer as 20 jaar doen, toegewyd. Dankie daarvoor. Here, dankie vir die getrouheid. Ons is 25 jaar oud hierdie jaar as 'n gemeente. Dankie dat U ons gedra het, dat U ons gebring het tot waar ons nou is. Dankie vir elke persoon wat dit moontlik gemaak het. Here, dankie vir die Heilige Gees. Ons wil vra, Here, meer van U, minder van ons. Maak ons vol, Here, bring 'n nuwe beweging. Toe ek vanoggend daai stuk lees weer, Here, van wonderwerke wat gebeur het. Ek wil vra dat hierdie 'n plek sal word van wonderwerke. Mag ons mense wees wat lewe met diep geloof en hoop in U. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen. Onthou as jy uitbeweeg, gebruik die onderste hek en asseblief draai links by die stopstraat. Ons waardeer dit.